Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Maar ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad en dat jy die teenwoordigheid van die Here gevoel het. En hierdie week gaan ons saam met mekaar kyk hier van 3 van vers 11 af wat gaan oor liefde, die liefde vir mekaar. En ek hoop dat jy hierdie gedeelte ook regtig van waarde gaan vind. En verlede week het ons gekyk na maar wat beteken dit om kinders van God te wees, en ons sien mos dat Johannes se benadering en die manier wat hy skryf is eintlik 'n baie intieme gesprek wat hy wil hê met hierdie gelowiges om hulle saam op reis te neem en hulle te bemoedig en dat hulle identiteit so 'n bietjie ontdek, om hulle eintlik te skans teen die wêreld ook, en dat hulle moet besef wat het hulle in Jesus Christus. Maar voordat ons verder gesels, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir 'n fantastiese dag. Baie dankie vir al die geleenthede wat ons het om u koninkryk uit te brei. Baie dankie vir die voorreg om u woord te bestudeer, om ook op hierdie vlak, met hierdie wyse van 'n video wat uitgaan, dat ons op hierdie wyse ook u woord kan hoor en daardeur kan groei ook. Hemelse Vader, ons kom bid vandag dat u deur die Heilige Gees ook hierdie woord aan ons openbaar en ons verstaanbaar maak. Ons wil hê dit moet inslag vind in ons lewe. Dit moet ons lewens verander sodat ons anders te leef. Asseblief, Here, kom help ons daarin, kom lei ons in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, bid ons dit. Amen. Nou goed, die ouer gewoonte verskyn die teks op die bord, op jou skerm. So ons gaan lees daar van 3 vers 11 af, 1 Johannes 3 vers 11, wat gaan oor liefde vir mekaar. Hy begin deur te sê, dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Nou dit sluit nou baie aan wanneer hy dit sê by dit wat hy daar in 2 vers 7 gesê het ook, wanneer hy gepraat het oor, jy weet, hierdie nuwe gebod wat eintlik 'n ou gebod is. So hy sê eintlik vir hulle, dit wat ek vir jou nou gaan vertel is eintlik al ou nuus, maar ons moet dit so 'n bietjie weer afstof. Ons moet dalk met 'n nuwe perspektief daarna kyk. En hy sê julle dit al eintlik van die begin af gehoor, dat ons mekaar moet lief hê. Nou, hoe het hulle dit gehoor? Ag, hulle het met die wet, nou, al in Moses se tyd, wat dit eintlik gegaan het, want Jesus het dit mos nou mooi saamgevat vir ons, wat hy gesê het, jy moet liefde vir God hê, en jy moet liefde vir jou naaste hê. So die liefde bly die primêre beginsel, want dit is God wat in 'n gelowige kom woon het, en wat sê die woord vir ons? God is liefde. So dis liefde wat in jou kom woon het. Ek en jy het die agape liefde gekry, goddelike, onvoorwaardelike liefde, en hy sê, daardie liefde wat jy gekry het, moet jy uitleef. Paulus skryf ons in 1 Korintiërs 13 daaroor, wanneer hy dan ook sê, hierdie genadegawe van die liefde is baie belangrik, en ek en jy moet daardie genadegawe uitleef. Daar's meer as genoeg daarvoor. So hy sê, jy het dit al van die begin af gehoor, ons moet mekaar lief hê. So ons moet teenoor mekaar op 'n bepaalde manier optree. En dan gebruik hy 'n ou bekende voorbeeld van Kain en Abel. En hy sê, maar ons moenie, vers 12, moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort. So menende dat God se liefde nie in hom gestalte gevind het nie, dis hoekom hy op 'n bepaalde manier opgetree het. Hy het aan die bose behoort. Hy het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer se reg was. Nou daardie verhaal ken ons, en ons gaan nie nou vandag ingaan op daardie verhaal nie, maar ietsie van die afwesigheid van liefde. Kom sê Johannes eintlik met Kain was die afwesigheid van liefde die teken dat hy dan verkeerde goed gedoen het, die teken dat hy dan eintlik soort van aan die bose behoort het en nie aan God nie. Nou, want as God se liefde in jou is en in jou lewe is, dan behoort jy aan hom. Vers 13, dan praat hy gelowiges, broers, moenie verbaas wees
as die wêreld julle haat nie, want die wêreld het nie God se liefde nie. En ek en jy wat gelowiges is, wat kinders van God is, het God se liefde in ons. En die wêreld kan daarom nie verstaan hoekom ons optree soos wat ons optree nie. So ons kan nie in vriendskap met die wêreld wees nie, want ons het God se liefde in ons. Ons wil anderste. Ons behoort aan 'n ander koninkryk as die koninkryk van die wêreld, en hierdie twee koninkryke is eintlik in botsing met mekaar. Goed, vers 14, so hy sê vir jou, moenie verbaas wees nie, né? So moenie verwag dat die wêreld vir jou gaan goed wees nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. En hier praat hy net oor die oorgang, menende om van 'n ongelowige na 'n gelowige te gaan. As ek voor die kruis van Jesus Christus kom buig het, en ek aanvaar Jesus Christus as my verlosser, en hy kom verander my lewe, en hy kom woon in my, dan kom hy met sy liefde, en hy kom woon met sy liefde in my, en nou sê hy hier, wat hy dan net eintlik hier sê is, dit is 'n bewys, dat ek weet, dat jy aan Christus behoort, wanneer hy sê, ons het vanuit die dood na die lewe oorgegaan, menende van die een koninkryk, van die koninkryk van die wêreld, na die koninkryk van die lig, na God se koninkryk het ons oorgegaan. Paulus skryf daaroor, Paulus skryf ook, hy sê, jy is nou onder nuwe heerskappy, jy is nou onder heerskappy van God, en nie meer onder heerskappy van die owerste van hierdie wêreld nie. Ag, mens kan sekerlik ook sê, jy is nou nie meer in beheer van jouself nie. Galasiërs 2:20 is nie ek wat leef nie, maar Christus wat nou in my leef, né? En hy werk deur my, deur die Heilige Gees. So, en 'n teken daarvan is die manier hoe ek en jy optree. Van die vrug daarvan kom ons in ons verbintenis, aan wie ons verbind is. En hy sê, ek en jy is aan Christus verbind. Daarom gaan ek die vrug dra, en een van die goed daarvan is natuurlik die liefde. So, en hy sê die bewys daarvan is dat ons medegelowiges, ons broers, dat ons broers lief het. En hy sê, maar as ek nie my broer lief het nie, as ek nie hierdie liefde wat ek ontvang het uitleef nie, hy sê, dan bly ek eintlik in die dood. Want dit wat Jakobus ook weer vir ons sê, Jakobus sê mos, maar ek wil uit jou dade uit kan sien, aan wie is jy verbind. Onthou julle, 1 Johannes het dit ook gesê, 1 Johannes 2 vers 6, wie beweer dat hy in hom bly, aan hom verbonde is, dat Christus in hom is, jy in Christus is, behoort self ook te lewe soos wat Jesus geleef het. So ek moet dit uit jou dade uitsien. So hy kom bevestig dit met, en hy kom sê dit vir al die gelowiges. En jy sal seker saam met my stem dat in vandag se tyd, hoe geweldig nodig dit is, dat ons in die liefde van Christus sal leef, né? Dis dalk so 'n bietjie ietsie om oor na te dink, of jy in 'n groep by mekaar is, of as individu, tot watter mate leef ek die liefde van Christus uit in hierdie wêreld? En wat is die effek en die invloed van Christus se liefde in hierdie wêreld? In vers 15 sê hy, elkeen wat sy broer haat, nie liefde teenoor sy broer uitleef nie, sê hy eintlik is 'n moordenaar, né? Jy ontneem daardie persoon van liefde. Jy gun nie lewe vir daardie persoon nie. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. So hy kom sê dit baie skerp en direk. Hy dra nie doekies om nie, en hy sê, die liefde wat jy ontvang het, leef dit uit. Moet dit nie terughou nie. Vers 16, hieraan weet ons wat liefde is, né? So, as ons nou sê, dan sê hy, goed, jy het liefde ontvang. Wat weet ek? Wat is die karakter daarvan, van hierdie liefde wat jy ontvang het? Hy sê, Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Dit is die, soos die Engelsman sê, die ultimate, né? Die ultimate liefde wat daar is dat hy sy lewe vir jou afgelê het. Dat hy gekom het en jou kom vrykoop het, dat hy
die potensiaal kom skep het, sodat jy kan oorgaan van die dood, van die koninkryk van hierdie wêreld, na die koninkryk van die lig toe, dat jy na God se koninkryk kan oorgaan. En dit het sy kruisdood gekos. Hy wat eintlik heilig was, hy wat rein en skoon, sondeloos was, het 'n sondaar kom word ter wille van jou en my. Hy het al die sonde op hom geneem, sodat ek en jy skoon kan kom. Nou sê hy hier, dit is die voorbeeld van liefde, né? Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Menende, daardeur sê hy, die liefde wat jy uitleef, né? Jy moet ook lief hê, jy moet ook opbou, jy moet ook omgee, jy moet daar wees. Alles moet vanuit hierdie liefde uitgeskied. Wie aardse besittings het, en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? So, weer eens kom dit prakties. Ons kan nie net sê, ons het al hierdie liefde in ons nie. Hy sê, nee, ons moet dit nie net lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word. So as ek kom sê, weet, Christus is daar, Christus is lief vir jou, hy sê, nee, laat die liefde deur jou werk, om 'n verskil in iemand anders se lewe te gaan maak. En hy sê, as jy nie gevoel het vir so iemand nie, dan moet jy weer kyk na die liefde wat in jou is, né? Want God se liefde in jou maak altyd 'n verskil. En dit is wat ons moet gaan doen om 'n verskil te gaan maak. En hy gaan aan by vers 18 en hy sê, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees, maar moet met die daad bewys word, daar bevestig hy het. En dan in opregtheid, nie met enige bybedoelings nie, né? So baie keer sien 'n mens, mense doen goed met bybedoelings, om weer iets te, hy sê nee, wat is hierdie liefde? Is 'n onvoorwaardelike liefde, is in die uitleef van hierdie liefde, bring ek ietsie van God na mense toe. En hy sê, dit moet met opregtheid gebeur. Omdat God 'n verskil in jou lewe gemaak het, as deel van dankbaarheid, leef ek en jy dit uit. Vers 19. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort, en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, en hy weet alles. So, hy kom sê net hier vir jou, dat, weet, as jy aangespreek word, onthou, God is groter, as die aanspraak op jou, daar's vergifnis by God, hy kan jou weer vryspreek, sodat jy weer nuut kan begin. Vers 21, geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. As ek met 'n skoon gewete kan gaan, sê Here, ek leef my lewe in opregtheid, ek probeer so ver as wat dit menslik moontlik is, binne U wil leef, om heilig te leef, aan U verbonde te wees, en hy sê, dan kan jy met vrymoedigheid na God toe gaan, veral as jy dalk iets verkeerd gedoen het, want hy is die ene wat ons vryspreek, né? En hy spreek ons vry, omdat hy ons lief het, en hy weet ons het hom lief, en ons gaan nie goed wil doen, wat die verhouding wil skade aan doen, en hy sê, dan kan jy vrymoedigheid hê, om enige tyd na hom toe te gaan, want soms doen ons mos iets verkeerd, en dan voel ons skuldig, en dan wil ons nie met die Here, ons is soos 'n kind wat eintlik die ander pad kyk, wat nie wil oogkontak maak nie. Hy sê nee, die Here het jou lief, en jy weet mos as ouer ook, as jou kind iets verkeerd gedoen het, dan wil jy eintlik hê hulle moet met jou praat, sodat jy met hulle kan praat, nie met hulle kan raas nie, maar sommer net met hulle in gesprek kan tree, en kan praat oor die situasie, en hulle kan raad en advies gee. En dis dieselfde wat die Here met ons doen. Hy sê, met vrymoedigheid moet jy na my toe kom. Vers 22, en wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam, en doen wat hy goed vind. Vers 23, en dit is sy gebod. Ons moet in sy Seun Jesus Christus glo. Dit is sy wet, né? Dit is wat hy van ons verwag, om in Jesus te glo. En ons moet mekaar lief hê,
ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. So, daar sê hy dit. Glo in Jesus, dis wat Jesus ook kom sê het. Glo in die Vader, die liefde wat jy het vir die Vader, jy moet daai liefde ook uitleef na jou naaste toe. En hy sê, dis die gebod. Ek en jy moet dit doen. Hy vra nie van jou mooi asseblief. Hy sê vir jou, jy moet dit doen. Daar's nie 'n ander paadjie nie. Dit is wat ek en jy moet doen. En dan sluit hy af in vers 24 en hy sê, wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons, dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. En dit is die mooi daarvan, wanneer hy sê, hy bly in my, ek in hom, en wat? Ons het die gees gekry. En die gees word juis vir ons gegee, om te kan lewe, help ons in hierdie wêreld. Die gees help ons om die liefde wat ons ontvang het, dan ook uit te leef. En dit is regtig my gebed, dat jy sal ervaar, dat die liefde van God jou lewe kom verander. En dat jy daardie liefde, 'n brandende begeerte, deur die werking van die Heilige Gees sal hê, om daardie liefde uit te leef. En ek bid dat jy dit hierdie week sal doen, en dat die Here met jou in gesprek sal wees oor sy onvoorwaardelike liefde vir jou. Gaan leef dit uit in 'n wêreld wat dit so nodig het. Kyk gerus na die Bybelstudie hierna, bespreek dit, dink daaroor na, en mag dit jou lewe verryk ook. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir die liefde. Dankie dat die liefde onvoorwaardelik is. Dankie dat U ons vashou. Dankie dat al haat die wêreld ons, dat U ons liefhet, en help ons om deur die Gees daardie liefde uit te leef ook aan 'n wêreld wat dit nodig het. Here, ek kom bid vir elkeen wat dalk na hierdie boodskap luister, wat 'n behoefte het aan U liefde, op 'n besonderse wyse, dat U dit ook vir hulle sal wys, dat U vir hulle sal demonstreer hoe lief U het vir hulle. Dankie vir U liefde, wat aan die kruis vir ons die grootste voorbeeld is. Vader, seën ons in hierdie week, sodat ons ook 'n seën vir ander kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dit is regtig my gebed, dat jy in hierdie week uitgaan, en 'n verskil gaan maak. En as die Here wil, dan sien ons mekaar volgende keer weer. Groete.